Het iemand al ooit vir jou gesê, jong, ek lees jou soos 'n boek. Jy is vir my soos 'n oop boek. Wel, dit is sekerlik so dat 'n mens se optrede baie keer vir ander mense soos 'n oop boek is. Hulle kan jou lees soos 'n boek. Sonder dat jy dalk baie dinge spesifiek sê, lei hulle af uit die manier van hoe jy lewe of jou maniere, jou mannerismes, kan hulle weer sien waarop stuur jy af. Veral as hulle dink hulle ken jou baie goed, dan partykeer ten regte, partykeer ten onregte, dan glo hulle uit jou optrede sien hulle presies wat jy weer beplan of wat aan die gang is. Iets daarvan kry ons in die Bybel ook in 2 Korintiërs 3 vers 3. Skryf Paulus dat ons as gelowiges, ons is soos 'n brief wat almal kan lees. 'n Brief in 'n boek, seker maar omtrent dieselfde ding. Hy sê daardie brief is nie geskryf met ink nie, maar dit is geskryf met die Heilige Gees van God. En dit is nie op kliptafels of op parkementrolle of op papier nie, maar dit word geskrywe in die harte van mense. Nogal baie diep woorde wat Paulus daar gebruik, eintlik ook net om te sê dat almal van ons, maar ook ons as gelowiges, is vir ander mense soos 'n boek om te lees, 'n brief wat aan almal gestuur word. Jy is dus net in jou manier van lewe, is dit nie net wat jy sê nie, maar veral in wat jy doen en hoe jy dit doen en hoe jy reageer op dinge, verskoon my, raak jy dan vir mense 'n vleeslike bloed, 'n boek, 'n brief van vlees en bloed. So daarom is die vraag dan nou, wat lees mense in jou? Watter tipe boek is jy? Watter tipe brief is jy? Ek dink mense skryf verskillende briewe, verskillende soorte boeke, maar terwille van hierdie paar oomblikke wil ek onderskei tussen 2 verskillende tipe boeke of briewe wat ek en jy kan wees. En die een is dan nou 'n horror of 'n skinderboek, 'n skinderbrief, en die ander een is dan 'n liefdesbrief, 'n liefdesverhaal. Jy geweet dat die woord skinder is afgelei van 'n Hollandse, Nederlandse woord wat skenden is, skenden, wat beteken om iemand te skend, seer te maak. So wanneer jy skinder of afbreekend teenoor ander mense praat of van hulle praat, dan is jy besig om te skend, om seer te maak. Nou, dit is so, party van ons optredes, verskoon tog maar as julle dalk 'n suising van die wind hoor, ek sit weer hier lekker onder 'n boom in gesels. Wanneer jy dan mense met jou lewe, met jou optrede, voortdurend seermaak, hoe dat jy reageer, jou reaksies op wat mense aan jou doen of vir jou sê, of jou reaksies oor gebeure rondom jou. Dit spreek dikwels baie harder as net woorde, of wat daar dalk in 'n boek geskryf sou staan. Dit is soos 'n lewende briefboek wat mense voor hulle sien afspeel, en jy besef dit dalk nie. Daarom dan, as jy voortdurend wil vergeld, as jy voortdurend op die beklei is, as jy voortdurend uit is om mense te verkil, te na te kom, en jy dink jy steek dit weg, mense sien dit nie, of jy dink dis regverdig dat jy so optree, mense verdien hoe jy optree, dan is jy eintlik dan 'n skendbrief, 'n skinderbrief, 'n horror vir mense om te lees. En ja, mense lees dit baie maklik af in jou optredes, ongeag van wat jy sê jy is, ongeag van hoe jy dalk op 'n Sondag in 'n kerk sit en lofprys. Jou lewe is vir mense 'n oop boek, 'n brief om te lees. Ons kan nie daarby verbykom nie. Maar net so ook wanneer jy 'n liefdesbrief is, en straal jy weer vrede van God uit. Jy straal weer genesing uit vir mense wat
met jou in aanraking kom. En daai is nou maar net 'n menslike, humanistiese soort van liefde wat jy teenoor mense het nie, soos wat jy teenoor 'n troeteldier het, of teenoor jou kar het, of jou familie het miskien, of jou sportspan wat jy ondersteun nie. Daardie liefde word geskrywe deur die werk van die Heilige Gees. So, mens kan ook vra, wie is die skrywer van daai brief of daai boek? Paulus sê ons is 'n brief van Christus, maar ons word geskrywe deur die Heilige Gees van God. Daar bring jy natuurlik die Gees van God in Christus op dieselfde vlak met mekaar. Dis dieselfde persoon. So, wanneer ek dan toelaat dat die Heilige Gees in my skrywe, dan is dit wat ander mense begin lees, is dan vir hulle opbouende boek, 'n helende boek, soos wat boeke partykeer is. As jy hom klaar gelees het, dan voel jy 'n nuwe mens, jy voel 'n verandering in jou eie lewe. Dit raak jou. Dis net 'n boek wat jy neersit en sê, ag, dis net nog een van daai boeke, een van daai mense wat ek ontmoet het nie. Jy maak 'n blywende, positiewe, liefdevolle indruk op mense. Ons kan ook dan kyk na hierdie boek van jou as 'n lewensboek. Nou, in enige mense lewe, in jou lewensboek, sal daar hoofstukke wees wat jy liewer sou wou uitskeur uit jou boek. Jy sou, as jy dit nou kon redigeer, sou jy graag daai hoofstukke wil gaan uithaal, of dit oorskryf, of sekere sinne of paragrawe verwyder. Dis wat skrywers doen wanneer hulle boek geskryf het, en hulle begin redigeer. Hulle haal miskien die sensorsker uit, ons noem dit selfsensor. Hulle begin knip 'n bietjie en maak mooi en reg. In jou lewensboek kan jy dit nie doen nie. Die hoofstuk wat geskryf is geskryf. Hy is daar vir mense om te lees of om te onthou. Jy kan niks daarin verander nie. Maar wanneer die Gees van God die medeskrywer begin raak van jou lewensverhaal, dan is die hoofstukke wat daarop volg, kan dan groei toon, groei in jou as karakter, groei in jou as gelowige, 'n verdieping. En dit is dikwels wat mense raak. In enige boek, in enige storie, as daar nie groei in 'n karakter is nie, verskoon tog, as daar nie ontwikkeling is nie, as daar nie regtig iets gebeur het wat hierdie hoofkarakter anders laat as wat hy in sy eerste hoofstukke was nie, dan was daar nie eintlik sin in daai storie nie. In elke boek moet daar groei wees van die hoofkarakter, ook van ander karakters. Party karakters in 'n boek groei net al hoe gemeener. Dit is ook groei. Maar in 'n boek, as jy hom klaar gelees het, moet geen een van die karakters onveranderd gebly het nie. Dis 'n suksesvolle boek. Maar soos dit my en jou, ons algemene lewe ook, wanneer God die skrywer is, dan sal hy antwoord en wys vir mense hoe dit daar groei, vernuwing in jou verhaal gekom het. Ja, jy gaan nie nou volmaak lewe nie. Jy gaan dalk nog foute maak, nog oordeelsfoute, nog verkeerde besluite, nog 'n val en opstaan, maar dit sal elke keer 'n sterker opstaan wees, 'n sterker groei wees. Wil jy hê dat jou lewensboek, as mense dit lees, selfs na jou dood, as hulle herinneringe het aan jou, dat dit 'n boek sal wees wat vir hulle opbou, 'n boek wat hulle weer en weer wil lees, om te sien hoe dat jy ook net mens was, maar hoe dat jy gegroei het. Mens gebly tot die einde, maar deur die Gees van God, deurweek, vernuwe, verander. Bid dan tog maar vir die Heilige Gees van God en sê, o Gees van God, kom neem hierdie boek oor. Ek lewe nog, so my lewensverhaal is nog besig om geskryf te word. Partykeer kan 'n hoofkarakter eers in die laaste hoofstuk tot insig te kom, verandering, verdieping, groei in hulle lewe beleef. Dis vir jou en vir my ook moontlik, sodat mense jou volle lewensverhaal kan lees. Partykeer onthou mense net daai aaklige hoofstukke in jou lewe. Dit is waar. Partykeer lees hulle nie eens verder nie. Partykeer praat hulle net daarvan, maar laat hulle dit maar doen. Laat hulle dit maar doen. Jou boek word volledig geskrywe, hopelik as Christen, as gelowige deur die Gees van God. Kom dan in gebed na hom toe sê, Here, kom herskryf, kom sit nuwe hoofstukke in. Kom wys vir my ook, hoe kan ek groei
en 'n inspirasie wees vir almal wat my boek lees. Mag jou lewe so wees dat wanneer mense sê ek lees jou soos 'n boek, dat hulle eintlik regtig kan sien hoe dat jy deur God se genade en deur God se gees groei, steeds groei tot die einde toe. Mag die Here jou daarin baie genadig wees en sterkte met die res van jou boek. Mag dit 'n blitsverkoper wees, een wat mense gaan aangryp.